Goeiemôre vriende, hier op hierdie mooi Dinsdagoggend, die 23ste Junie. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. Kom ons raak so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Vader God, dankie dat ons saam met die gelowiges van alle eeue kan sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Here, dat dit een van die groot belydenisse is wat ons kom sê, wanneer ons voor U kom buig, om te kom sê, Here God, U is te groot vir ons, U is te groot vir ons. En al wat ons as mense kan is om baie laag te buig, eintlik op ons gesig te lê voor U. Here, want dat U omgee, enigstens omsien na ons, dat U enigstens omgee vir ons, Here, is 'n absolute wonderwerk met ons as mense trek rekord deur eeue heen. En daarom kom sê ons maar net vir die Here, ons glo in U, die skepper van die hemel en die aarde, en dankie, Here, dat ons U eintlik op 'n groot respekvolle manier te sê op speed dial het. En Here, dat U die een is wat, soos vir die Israeliete van destyds, so in Egipte land onderdruk word, en hulle staan daar, U het hulle gekerm gehoor, het afgebuig na hulle toe hulle gekerm gehoor, en hulle jammer gekry. Dankie Vader, dat U nie 'n God is wat ver is nie, maar dat U deur die Heilige Gees 'n God is wat baie naby is. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ja, ons is nog steeds hier so ons moet begin om nou so die einde se kant toe hardloop hier so met Hebreërs 11. So veel gesê, uitsonderlike hoofstuk vir my, regtig met die konteks wat elke keer na vore kom, net so eintlik 'n klein noot wat die Here vir ons in die woord kom gee, né? Hierdie mense wat ons nou vir mekaar 'n klomp keer gesê het, wat swaar kry, wat moedeloos is, wat inderdaad vervolging beleef. Vriende, hulle wil eintlik maar net teruggaan na wat hulle geglo het. Kom skryf die Hebreërs skrywer vir hulle, sê, hoorie asseblief, julle moenie moed verloor nie. Onthou, kom sê hy vir hulle, geloof is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Jy weet mos nou, Jesus het gesterwe en hy kom weer. Daarvan kan jy wees, om oortuig te wees van die dinge wat ons glo, né? Om oortuig te wees daarvan dat dit wat oor Jesus vir julle kom sê is waar. En dat hy dan gaan en die geloofsvaders opnoem van 'n Henog en 'n Noag en 'n Jakob en 'n Isak en 'n Abraham, vriende, kom noem hy vir hulle op. En dan kom staan hy stil by Moses, waar hy kom vir hulle kom sê, maar kyk net hoe die pad wat God met die Israeliete gestap het. Hoekom sal God nie die pad met julle stap nie, julle as gehoor hier in Hebreërs? Hoekom nie? Moenie moedeloos raak nie. Hierdie Here was die een wat nog altyd by julle was. Kyk na die trek rekord van God se lewe, in Noag se lewe, in Henog se lewe, in Abraham se lewe, in Josef se lewe. En nou kom gee vir hulle nog sê, kom kyk God se trek rekord met die Israeliete in die leier Moses wat hy gestuur het, die ou wat hakkel, die ou wat nie kans nie, en tog ou wat 'n Egiptenaar doodslaan. Maar dat God hom vir 40 jaar is hy nou maar weg van die vader, bang jy vader hom gaan doodmaak, hoe hy terugkom, hoe God hom gebruik, hoe God gehoor het wat in die Israeliete se lewe aangaan. Julle wat nou vervolg word, julle wat nou swaar kry. Kyk hoe swaar het dit gegaan met die Israeliete. Kyk hoe het God vir hulle uitkoms gegee deur hierdie tyd. Is nie amazing nie, vriende, as jy die konteks so sien nie, né? So die Hebreërsbrief kom praat eintlik met hierdie mense die heeltyd wanneer hy hierdie goed vir hulle sê. En baie keer in die verlede as ek en jou lees, het ons hom net gelees as 'n nice storie, né? Maar ek kom sê eintlik vir ek kom sê vir julle die geloofsvaders, so julle hierdie groepie van julle Hebreërs, kom sê ek vir julle kan ontspan. God is in beheer. God stap saam met julle. Hy loop die pad. Kom kyk net weer wat het gebeur met hierdie geloofshelde. En dan gaan hy aan, vriende, en dan sê hy die volgende hierso in vers 32. Hy sê, en wat moet ek nog meer sê? Kom sê hy nou vir hulle. Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, ek kan nie nou eens daarby stil staan nie. Gideon, van Barak, van Samson, hoe God die hele tyd by hom was, hoe God hom gelei het, hoe God vir Gideon gelei het met die 300 manne. Julle ken daai stuk van die vlieswolletjie wat nat was die dag, en die volgende dag was hy droog gewees. Van Dawid, van Samuel, van die profete. En dan sê hy die volgende: deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het.
Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang. Dis nie amazing nie. Hulle het in swakheid krag ontvang. So hy praat met hierdie mense, sê hier's nog 'n klomp van hierdie geloofsmense wat ek vir julle kan opnoem, wat eers swaar gegaan het, maar vasgehou in God en God was by hulle. Jy's in daai swakheid hoe hulle so moedeloos, hulle ook moedeloos gevoel het God hulle kom help. So julle kan asem skep, julle kan regtig 'n sig van verligting gee om te weet die Here is by julle. En swakheid krag was sterk in die oorlog en het die leers van die vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys van hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Daarom gaan ons weer terug na wat geloof. Geloof is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, om te weet daar's 'n beter bedeling wat kom, né? Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenes. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk, is mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in die woestyn en op die berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daaroor hulle almal van hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. So wat kom sê hy, kom gee vir hulle 'n visie, wat ek voor gesê het, daai eskatologiese visie, om vir hulle te sê, julle leef nie net vir nou nie. Julle moet weet, julle leef vir die hiernamaals. Dit is 'n baie groter visie. So maak nie saak wat met julle gebeur nie. En dan kom vertel hy vir hulle, hier's 'n klomp van hierdie mense wat doodgemartel is, stukkend gesaag is, 'n boeie in gevangenskap gewees, maar dit vasgehou in die geloof van Jesus Christus. En dit moet julle ook doen, om sê die Hebreërs skrywer vir hierdie mense wat moedeloos is, wat swaar kry. Liewe vriende, kom sê hy vir hulle wat vervolg word. Hy sê ons lewe nie nou nie, en dan sê hy mos net so 'n stukkie voor dit. Ons is bywoners en vreemdelinge in hierdie wêreld. Ek en jy's inderdaad, ons is op pad na 'n groter wêreld toe, liewe vriende, 'n heelal toe wat God vir ons geskep het, wat ons ewig en altyd sal wees, en waar niks van hierdie goed ooit sal wees nie. Ons moet dit altyd onthou, en dit is wat die skrywer vir hulle kom sê, hou hier aan vas. En as jy miskien deur 'n situasie gaan, wat 'n situasie gaan, jy's moedeloos en jy wil moed opgee en weet maar net, dat hierdie gedeelte is vir jou, wat die Here kom deur die Hebreërs skrywer jou in die oë kom kyk en sê, soos wat hy gedoen het met hierdie mense wat hy vir wie hy die Hebreërbrief geskryf het, om sê, ontspan, weet, ek is saam met julle, al wat julle moet doen, hou my vas. Mag jy ook uit hierdie hele gedeelte wat ons gelees het nou in Hebreërs 11, rustigheid kry om te weet dat God vir jou kom sê in jou omstandighede. My kind, kyk maar hierdie geloofshelde. Al is jy moedeloos, al is jy bang, al weet jy nie wat om te verwag nie. Bly net glo, hou aan my vas. Ja, ek hoop dat hierdie gedeelte het jou inderdaad daarmee gehelp. Het inderdaad vir my gehelp. My vyf. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar, mag julle inderdaad sy teenwoordigheid elke dag ervaar. Amen.